Goeiedag julle, ons kom nou weer by hierdie week se katekisasiewerk en ons gaan nou nie hierdie Sondag katkisasie nie, die Sondag wat nou kom, is dit nagmaal, so ons gaan nie katkisasie by die kerk nie, maar ons katkisasiewerk, ons kinderopvoeding en Here se woord moet tog voortgaan en daarom staan ons nou hierdie week stil by les 4 oor ons katkisasie handleidings. Dit gaan in les 4 oor die sondeval. Ek noem dit hierdie rebellie in God se koninkryk. Ons sal, soos wat ons in ons toerusting video's in hierdie week aangaan, verder meer daaroor leer. Maar ja, die onderwerp van die katkisasie handleidings is die sondeval. Kom ons staan net 'n bietjie stil by wat ons sover kon leer hierdie jaar in les 1 tot 3. In les 1 tot 3 gaan dit oor God se koninkryk in die begin. En die hoofstukke in die Bybel wat praat oor God se koninkryk in die begin is Genesis 1:2. En dit vertel vir ons van hierdie goeie koninkryk in die begin. God se goeie skepping. God skep uit woest en leeg deur sy gees en sy woord in 6 dae hierdie wonderlike, goeie, bewoonbare wêreld. Alles is in vrede, alles in harmonie, alles baie goed. Baie belangrik, alles reflekteer iets van God. Die hele skepping reflekteer iets van God. Een God, in wie daar onderskeie persone is, soos die hele skepping, eenheid en verskeidenheid. Baie belangrike beginsel waarby ons stil gestaan het in les 3. Die mens natuurlik is die hoogtepunt. Die mens is die man en vrou, mens is maar die beeld van God geskep, is geskep om God uit te beeld. Daarin is die mens natuurlik die refleksie van die eenheid en verskeidenheid. Een God, een mens, verskillende persone, man, vrou, verskillende rolle. Dit is wat ons tot dusver op kon stilstaan. En dan baie belangrik, gee God vir die mens die wonderlike blyplek in die ooste, in Eden, plant God die tuin. Die tuin is net wonderlik. Ek bedoel, dit is, God is daar, dit is regtig goed. Uiteindelik in Openbaring 21 en 22 sien ons weer daardie tuin. Maar goed, ek dink wanneer ons nou stilstaan by God se koninkryk in die begin en by die goeie skepping, dan moet ons een ding vir mekaar sê, een ding erken. Luister, ons wêreld is vol goeie dinge, maar iets is fout. Iets groots is fout. Ons sien nie die baie goed, die vrede, die harmonie van God se koninkryk in die begin. Om ons is dit nie so nie in ons omgewing. Ons leef in 'n omgewing, ons leef in 'n wêreld vol rampe, vol droogtes, vol oorstromings, aardbewings, krisisse. Tussen mense is daar krisisse. Daar's gebroke huwelike, daar's ouer-kind konflikte, daar's oorloë in hierdie wêreld. As jy na jouself kyk, siekte, lyding, armoede, angs, vrees, depressie, innerlike vrede wat net weg is. Ons is soekend, gefrustreerd, nie vervuld nie. Hoekom? Wel, daar was 'n rebellie in die koninkryk van God. Daar was 'n sondeval. En dit is die ding waarop ons hierdie week moet ingaan. Dit is wat ons vir ons kinders moet vertel. Die Here gee vir ons sin. As ons na die wêreld vol krisisse kyk, dan is almal besig om altyd oplossings vir die krisisse te kry. Maar as jy nie die regte krisis verstaan nie, gaan jy altyd by die verkeerde oplossing uitkom. En dis hoekom die Here vir ons sy woord gee, vir ons die storie van die koninkryk gee. Vertel vir ons die goeie koninkryk in die begin. Duidelik, hier waar ons nou staan, kan ons sien, ons is nie by daai goeie koninkryk in die begin. Hoekom nie? Wat het fout gegaan? Die sondeval. Dis waarby ons nou vandag moet uitkom en wat ons vir ons kinders moet vertel en waaroor ons kinders moet toerus. En hulle word in 'n wêreld groot waar die wêreld allerlei oplossings vir ons krisis wil gee. Ons moet mense wees wat sê, maar ons weet wat is die oplossing. God gee vir ons die oplossing. God vertel vir ons wat is die regte probleem. God vertel ook vir ons wat is die regte oplossing. So ons wil vandag in hierdie week uitkom by wat is die werklike probleem, wat het regtig fout gaan. God sê dit vir ons. Daar was hierdie rebellie in sy koninkryk, die sondeval. Nou die Bybelgedeeltes waarby ons hierdie week gaan stilstaan, jy kan kyk daar by die nou nie les 3 nie, les 4. So lesplan kan julle gaan kyk. En die gedeeltes waarin ons gaan stilstaan hierdie week is Genesis 2 vers 15 tot 17, kom ons noem dit die gebod
van die koninkryk. Dan Genesis 3 vers 1 tot 6 die rebellie in die koninkryk. Genesis 3 vers 7 tot 13 en 16 tot 24 die gevolge van die rebellie. En dan Genesis 3 vers 14 en 15 die moederbelofte, die eerste verkondiging van die koms van die koninkryk, die eerste stukkie evangelie wat ons kry in die Bybel, in die storie van die koninkryk na die sondeval, na die rebellie. So, in die toerusting video's wat nou gaan volg in die week, gaan ons stil staan by hierdie onderskeie Bybelgedeeltes. Julle moet goed gaan en sterkte vir hierdie week.